met jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blauwdruk, alles is haar fyn beplan. Goeiedag geliefdes. Hierdie week wil ek stil staan by eintlik deel 2 van wat ons 2 weke terug gedoen het. 2 weke terug het ons gesels oor wat sê die woord, wat sê die liefdesgebod van jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou siel, jou verstand en al jou krag. Maar ons kan nie net daaroor gesels nie. Ons moet uitkom by die tweede gedeelte van daardie gebod wat Jesus daar gee. En ons kry dit in Matteus 22 hier van vers 37 af. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons het nie 2 weke terug klaar gesels oor die liefde nie. Dit is wonderlik om te gesels oor hoe God se eis is vir ons liefde vir hom. Maar daar is 'n tweede gedeelte en ons kan dit nie wegredeneer nie, ons kan dit nie mislees nie. Hy sê daar, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete, en die tweede een daarvan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou is dit natuurlik makliker om party van jou naaste lief te hê as ander nie. Party is so maklik want hulle is vriendelik en hulle is vriende en julle deel dinge met mekaar en julle droom saam met mekaar. So dis maklik om daardie naaste lief te hê. Maar dit is nie altyd maklik om al jou naaste lief te hê nie. Want daar is van jou naaste wat ook jou vyande is. Daar's van jou naaste wat teen jou draai, daar's van jou naaste wat nie van jou hou nie. Ek sê altyd vir mense, ek deel mense in 3 kategorieë. As jy in jou hele lewe mense gaan ontmoet, gaan daar 3 tipes mense wees. Die eerste groep is die mense wat dadelik van jou gaan hou. Die tweede groep is daai mense wat onseker is oor jou, hulle wil jou eers beter leer ken voordat hulle opinie maak oor jou, en 'n derde groep gaan nie van jou hou nie. Maar hulle is jou naaste. So is baie keer moeilik om jou naaste lief te hê. So kom ons vra vir mekaar vandag, sommer hier van die begin af die vraag, wie is my naaste? Iemand het een keer gepraat oor hierdie teks, en hy vertaal toe hierdie gedeelte so, hy sê, en jy moet jou naaste wat soos jouself is, lief hê. Nou dit het allerlei implikasies. Maar kom ek sê nou vir jou, dit is totaal en al die verkeerde vertaling, dit is nie wat hier staan nie. Hier staan jy moet jou naaste lief hê. En jy kies nie jou naaste nie. Jou naaste is jou naaste. En al hou hulle nie van jou nie, en al hou jy nie van hom of haar nie, dit verander nie die opdrag nie. Net omdat ons nie van iemand hou nie, kan ons nie hierdie opdrag van die Here ignoreer nie. Dit bly wet. Dit bly waaraan Jesus sê waarin die hele wet en die profete saamgevat is. Dit sluit jou naaste in. As ons dan 2 Petrus 1 gaan lees, dan praat Petrus van hoe ons groei in ons geloof, en dan kom hy by liefde vir mekaar, en dan eindig hy by met liefde vir alle mense. Dit is vir Petrus die toppunt van die bereik van die geestelike lewe. As jy wil groei geestelik, dan sê Petrus is as jy daar by daai punt kom wat jy jou naaste lief hê, die wat naaste is aan jou, en alle mense.
So nee, jy kies nie jou naaste nie. En dit is veral moeilik, omdat 'n mens nie altyd by jou naaste wederkerende liefde kry nie. En dit is vir ons so maklik om te sê, maar ek ontvang geen respek, ek ontvang geen liefde van sis of so, of daardie mense, of daardie persoon nie. Dit trek nog steeds nie 'n streep deur wat die Here Jesus Christus vir ons sê ons moet doen nie. Maar kom ons praat oor die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus het, terwyl as mense op aarde geleef het, ook maar nie altyd wederkerende liefde ontvang nie, né? Maar tog was hy vir hulle lief. Tog was sy versoenende sterf ook vir hulle wat nie van hom gehou het nie, wat nie vir hom lief was nie, wat nie vir hom wederkerende liefde gegee het nie. Inteendeel, ons vind dat hy juis 'n bietjie meer uitreik na hulle. Of dit nou die 10 melaatses is, die 10 onreines, en of dit nou die onrein vrou is wat aan sy kleed kom raak, en of dit nou die Samaritaanse vrou wat glad nie sy ras was nie, of dit nou by haar is wat hy gaan moeite maak in die middel van die dag, en of dit nou Judas Iskariot is, vir wie hy soveel liefde openbaar, dat hy homself sal aansit aan die laaste nagmaal, die laaste maal wat hy en sy disippels saam eet, sluit hy nie vir Judas Iskariot uit nie. In liefde laat hy hom daar sit, wetend wat gaan gebeur, wetend dat daar haat in die man se hart is, dat daar verraad in die man se hart is. Maar hy sê nie, Judas Iskariot, jy's nie uitgenooi na hierdie ete toe nie. Jesus nooi hom en hy laat hom daar saam met hom sit, sekerlik in die hoop dat hy tot inkeer sal kom, ook op nommer 99. Ons sien sy liefde wanneer hy daar aan 'n kruis hang en hy's besig om te sterf en hulle verkleineer hom en hulle spot hom en hulle loot oor sy kleed. En dan sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie dat hulle nie liefde doen nie. Hulle weet nie van agape liefde nie. Hulle weet nie dat agape liefde is om iets van jouself op te gee terwille van 'n ander nie. Maar kom ons praat ook oor my en jou. Wat het ek en jy dan nou kwansuis gedoen om Christus Jesus se liefde te wen? Waarmee is ons elke dag besig, kwansuis, dat ons sy liefde moet kry? Is ons nie ook maar besig om foute te maak nie? Is ons ook nie baie keer maar so besig met verraad teen hom nie? Is ons nie ook maar partykeer besig met ontkenning van hom nie? En tog kom sê hy het ons lief. Ek hoop so dat ons 'n bietjie met ander oë kan begin kyk na die mense rondom ons. En die sien van wie ons nie noodwendig glimlag te kry nie. Van wie ons nie noodwendig aanvaarding of liefde of respek kry nie. En kan leer om soos die meester ook vir hulle lief te wees. Want dit is nie 'n opsie nie. Ek weet, as jy vandag hierna luister, dan sal jy vir my sê, maar dis moeilik. Ja, dit is. Maar dis nie onmoontlik nie. As ons die gesindheid van Christus binne ons wil hê, dan moet ons naaste lief hê. Mag jy dit regkry om binne hierdie wonderlike liefdesverbond te lewe. Shalom.
weet wat jy bedoel. Jy voel soms so eenkant, kry jy ook die gevoel, jy staan hier aan die alleenkant. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek probeer sê. Luister nou met 'n fyn oor, jy's gemaak net soos hy jou wou hê. Wees jy net jy, soos die Here